Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na U, hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die Kleinberg af, waar die waters teen mekaar raas en U waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Amen. Hy is ons helper en ons God. Hy is jou helper en jou God. En hy groet jou vanoggend en hy beloof vir jou sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede. Ons Here is nie net in hierdie erediens nie, hy's oral. Soos hierdie volgende lied ons herinner. Hy was oral ook die afgelope week saam met jou gewees. En hy's ook vandag hier saam met jou en my in hierdie erediens, waar hy met elkeen van ons 'n paadjie gaan stap. Kom ons loof en prys hom en ons doen dit in die woorde van lied 509, al 4 verse. Op berge en in dale en oral is my God. Sing
ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelvader, U is ook vanoggend by elkeen op ons siektelys. Hulle wat vanoggend hier kan wees, maar ook hulle wat weens hulle gesondheid nie hier kan wees nie. En wat dalk op hierdie oomblik ook na die opname kyk. Dankie dat hulle kan weet, dat U hulle nie vergeet het nie, dat hulle nie alleen is nie, dat hulle nog steeds deel van U gemeente is, ook waar hulle vandag op die manier inskakel, en waar ons vir hulle bid. Ons bid vir elkeen op ons sieke en voorbiddingslys. U ken elkeen van hulle se omstandighede. U ken elkeen van hulle se vrese en bekommernisse. Ons bid nie net vir hulle nie, Hemelvader, maar ons bid ook vir hulle geliefdes rondom hulle, wat ook deur 'n moeilike tyd gaan. Mag hulle ook beleef hoe U by hulle is en hulle dra, sodat hulle geliefdes ook in hierdie tyd kan dra. Dankie Hemelvader, dat U so by elkeen van ons is, dat daar nie 'n sekonde van enige dag is waar ons eintlik sonder U is nie. As ons daaraan dink, Here, is dit te groot vir ons begrip, want ons dink daaraan dat U by ons is, maar terselfdertyd ook by miljarde ander mense. En by elkeen is U persoonlik betrokke. Ons kan U net aanbid, want dit sê iets van U grootheid, U almag, U alomteenwoordigheid, U liefde vir elke mens. Net so is U vandag ook in elkeen van die miljoene eredienste wat vandag plaasvind. Eredienste in lande waar dit goed gaan, soos by ons waar dit veilig is om in U naam by mekaar te kom. Maar ook in lande waar mense in die geheim by mekaar moet kom, in klein groepies, met die vrees dat hulle enige tyd uitgevang kan word deur die veiligheidsmagte. Ook daar is U by hulle. Dankie Here, dat U ook vanoggend vir ons gemeente tyd maak. Omdat U by elkeen van ons is, elke dag en elke nag, weet U ook wat in ons binneste, ons harte, ons siele, ons gees aan die gang is. U weet wat hierdie week met ons gebeur het. U weet wat ook hierdie week vir ons voorlê. En daarom weet ons, wanneer U vir ons 'n boodskap gee, is dit altyd in die kom. Want U weet wat ons moet hoor. Ons sien daarna uit om te hoor wat U vanoggend vir elkeen van ons wil sê. In Jesus se naam, amen. Ons gaan vanoggend 2 skrifgedeeltes met mekaar saam lees. En elkeen van hulle gaan oor water. En het net gehoor toe ons die erediens begin het ons die erediens ook begin met daardie woorde van Psalm 42, wat ons net ook gaan sing. Soos 'n wildsbok smag na water, smag my siel na U, o Heer. So ons tema van vanoggend is water. En hierdie 2 gedeeltes bring water en hoe die Here met water werk op 'n baie besondere manier op die voorgrond. Ons eerste gedeelte is Eksodus 17 vers 1 tot 7. En ons sluit by die volk aan, die Israeliete aan, daar in die woestyn, op pad na die beloofde land toe. Nadat die hele volk Israel uit die Sin-woestyn vertrek het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan, totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe het die volk met Moses rusie gemaak en gesê, gee jy vir ons water om te drink? En Moses antwoord hulle, waarom maak julle rusie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef? Maar die volk was dors en hulle vir Moses verwyd. Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek,
om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom. Daarna het Moses tot die Here geroep, wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nou gooi hulle my met klippe dood. Toe sê die Here vir Moses, loop voor die volk verby en neem van die leiers van Israel saam. Vat ook die kierie waarmee jy op die Nylse water geslaan het en stap vooruit. Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel. Hy het die plek Massa en Meriba genoem, omdat die Israeliete daar met Moses rusie gemaak het en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het en hulle gesê het, is die Here by ons of nie? En nou ons tweede skrifgedeelte oor water, hierdie keer uit die Nuwe Testament. En daar kry ons vir Jesus by 'n put waar hulle water uitgeskep het. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en diere daaruit gedrink het nie? Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Tot sover ons skriflesing. Kinders, ou Sakkie kuier ook vandag hier by ons. En Sakkie wil ook iets sê oor water. Oor water. Ek het verstaan, hy wil iets sê oor 'n waterbottel. Kom ons kyk en luister na Sakkie. Hallo, dis ek Sakkie. Hoor jy julle? Ek het met my maatjies gaan stap en ek het vir my 'n waterbottel saamgevat. Sakkie, ek verstaan jou kom sit snaaksie. Nee, maar jy was dit al net, dus ek kom nie weet nie. Wat gaan praat met die kinders? Alles, kof. Excuse, ek kan nog maar luister. Maar wat is er met gebeur? Ek het die waterbottel by my en ek was net, ek het die kraan toe gehardloop. En ek maak die waterbottel se prop op en ek hou maar die kraan en ek tap en tap en tap en tap en tap. Ek wil dit nie vol raak nie. Later besit jy agter dan maar genoeg en ek sê die prop op en ek loop. En toe kom die meisies kom sê, toe vriend met die bottel is hier en ek wil nou vir my water drink en toe ook op so niks. Toe gaan ek weer terug kraan toe. Nou wat was fout? Ja, wacht eers. Julle, ek het so 3-4 keer my bottel gaan volmaak. En elke stap as ek by my maatjies kom en sê, leer. Weet jy wat gebeur? Sakkie, nie weet jy wat gebeur nie. Ek sien toe dat ek is 'n gat onder in die waterboel. En die hek onder in die waterbottel. En dis kom my nie vol geraak het nie. Ek moet aan mekaar tap en tap en tap. En hy werk en ek nie, hy word net veel leer. En toe dink ek iets. Wat, Sakkie? En dit is maar net soos 'n waterbottel met 'n gat in. Want as ek dors is met 'n water, dan
Petros en bring ek vir water. Ons is eintlik maar om net waterbotteltjies wat weer leeg raak en wat maar weer moet kraan toe hardloop of rivier toe of ietsie. Sakkie, jy is reg, maar Jesus praat ons ook oor. Nee! Ek het ook 'n waterbottel gehad. Niemand, Sakkie, daar sit die vrou by die put. O ja! Ja, daar moet jy alles stuur. Staan vrou by die put. Sy het mos 'n waterbottel. Jy mag gekruik gehad. Nee, hoor en water moet jy skep. Sy het nie met die water en kruik gekom nie. Die kruik was daar so by die put. En sy moes veilig by sy daar kom en sy uitgeput. Anyway, sy het ook by die water, was sy ook nie miskep, nee. Ja, Sakkie. En toe sy vir Jesus ontmoet het, toe vergeet sy die kruik so met midde aan sy hakketorpe, want Jesus is die lewende water. Sakkie, nou wat beteken dit dat Jesus die lewende water is? Nou, maak jy sy al vir julle vertel. As een mens water het wat in die ou bottel staan, en hy staan in die kas, en hy staan vir maande lang daar, en jy maak het wat, en jy vat 'n stukkie, dan proef het soos 'n ou handkas met blokbolle. En wat is die lewende water net staan en vlek. Maar in Jesus se tyd is die mense lekker vars water gesoek en hulle kyk, waar was die water wat loop? Party fonteine is water wat so uitkom uit die grond uit en dan vloei dit, lekker vars water. Dan vrou net, sy het uitgevind, Jesus is die lewende water. Dit beteken, ek het 'n belangrike ding wat ek nou wil sê. En wat wil jy nou sê, Sakkie? Ja, ek het agtergekom, as ek speelgoed so ongelukkig gewees, dan wil ek altyd nog speelgoed hê en nog speelgoed. As ek 'n video het op TikTok met likes en so nog likes en nog likes. Soos ek daai goed so op ander plekke, dan sê ek maar soos 'n waterbottel met 'n gat in. Maar, as ek weet wie Jesus is, en ek is lief vir hom, dan weet ek, as ek bang is, Jesus is by my. As ek alleen voel, dan weet ek, Jesus gee vir my om. As ek benoud is, dan weet ek, Jesus sal ons vir my te sorg. Goed en altyd en altyd. Is dit nie mooi nie? Baie dankie, Sakkie. Broers en susters, jou maats. Ons is hier in Durban, soos in baie plekke in Suid-Afrika, bekend met krane wat leegloop. Nie waar nie. Gereeld gebeur dit dat ons 'n kraan oopmaak en daar kom nie water uit nie. En soos ons goed weet, soms bly die krane vir 'n hele paar dae leeg, tot ons groot frustrasie. Gelukkig het ons daarom ander bronne van water, soos ons Jojo tanks en ons gebottelde water. Anders sou ons nog ernstiger probleme opgetel het met die water wat 'n paar dae af is. Die Israeliete op pad na die beloofde land, het ook 'n waterprobleem gehad. 'n Groot waterprobleem. Hulle was daar duisende mense in die middel van die woestyn. En hulle water het opgeraak. As 'n mens dors is en jy bang is dat jy kan doodgaan van die dors, doen en sê jy maklik dinge waaroor jy later spyt is. Dit is nie verniet dat voorspelling sê dat ons een van die dae moontlik oorloë kan sien oor water nie. Die volk, die Israeliete, het begin kla. Hulle gekla het al hoe heftiger geword. Hoe dorser en meer benoud hulle geword het, hoe meer het hulle met Moses beklei. Gee jy vir ons water om te drink, het hulle geskree. Kort voor lank het hulle verwyte begin slinger na Moses toe. Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek en ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom?
Hulle het baie maklik vergeet hoe sleg dit eintlik met hulle daar in Egipte gegaan het. Moses was selfs bang dat hulle hom met klippe sal doodgooi, soos ons hier gelees het. Dit het naderhand so erg daar gegaan, dat Moses die plek waar hulle was, Massa en Meriba genoem het, wat beproewing en toos beteken. Dit is eintlik baie hartseer wat hier gebeur het. Ja, die volk was dors en desperaat, maar die Here het tot hiertoe soveel kere vir hulle gewys dat hy getrou is en vir hulle sorg. Hy het hulle tog uit Egipte laat trek en hulle bevry van slawerny. Hy het hulle droogvoets deur die Rietsee laat trek. Hy gee elke dag vir hulle manna en kwartels om te eet. Hulle sien elke dag sy teenwoordigheid en leiding in die wolkkolom en die vuurkolom bokant hulle. En tog sê hulle, is die Here by ons of nie? Net 'n ruk gelede het die Here onder soortgelyke omstandighede vir hulle water gegee. Hoekom sal hy nie nou vir hulle sorg nie? Hy sal tog nie dat hulle van dors ontkom daar in die middel van die woestyn nie. Hoekom vertrou hulle nie meer op die Here nie? Soos Moses vir hulle gevra het. Hoekom stel julle die geduld van die Here op die proef? Want hulle was nie net fisies dors nie, maar ook geestelik dors. En hulle geestelike dors was baie erger as hulle fisiese dors. Omdat hulle gesukkel het om die Here te vertrou en aan te hou vertrou. Voordat ons hulle te hard oordeel, moet ons erken, dit is maklik om op die Here te vertrou as dit goed gaan, en terwyl ons sy sorg sien en ervaar. Maar wanneer ons in die moeilikheid is, vergeet ons maklik hoeveel kere in die verlede hy gesorg het en getrou was. Die wonder hier is, al het die volk so gemurmureer, al het hulle duidelik gewys dat hulle nie op God aanhou vertrou nie, het die Here weer eens vir hulle deurgekom en uit die rots wat Moses moes slaan vir hulle water gegee. Die rots waarop hy self gestaan het. God was weer eens getrou, al was hulle so ontrou. In die Nuwe Testament, in Johannes 4, lees ons van nog iemand wat dors was. Niemand anders nie as ons Here Jesus self. Dit was 12 uur die middag, die warmste tyd van die dag. Jesus het by 'n put gesit en vir iemand gewag. Iemand wat geestelik dors was, al het sy dit nog nie geweet nie. Sy het na 12 dae by die put aangekom. Nie in die oggend vroeg of laatmiddag soos die ander mense nie. Sy wou hulle nie in die gesig kyk nie, want sy het 'n sondige lewe gelei waarvan almal geweet het. Alhoewel sy 'n Samaritaan was, met wie Jode glad nie gepraat het nie, het Jesus hom nie daaraan gesteer nie, maar vir haar gevra om vir hom water uit die put te skep. Sy was verbaas. Hy was 'n Jood en sy 'n Samaritaan en hy praat met haar. Met haar, 'n vrou, want mans was ook nie veronderstel om met vreemde vroue in die openbaar te praat in daardie tyd nie. Jesus het al die redes van daardie tyd om nie met hierdie vrou te praat nie, geïgnoreer, om haar in haar geestelike dors te help. Soos die gesprek
tussen Jesus en haar ontwikkel het, kom Jesus by die rede uit, hoekom hy haar daar ontmoet het. Haar geestelike dors. Hy sê vir haar, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee vir my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het na die put toegekom, omdat sy fisiese water nodig gehad het. Maar haar grootste behoefte was aan geestelike water. En Jesus het dit geweet. En daarom bied hy vir haar geestelike water aan, wat lewend is en lewend maak, wat nooit sal opdroog nie, en wat tot die ewige lewe sal lei. Hy bied homself en sy trou vir haar aan. En haar reaksie, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Eenvoudige woorde, wat soos sy later sou agterkom beteken het, dat sy al haar vertroue net in hom stel, en daarom nooit weer dieselfde sal wees nie. Broer en suster, jong vriend, jong vriendin, is jy vanoggend dors? Nie fisies dors nie, geestelik dors. Omdat jy siek is, en het gaan net nie beter nie. Omdat jy sien hoe jou geliefde se gesondheid elke dag voor jou oë agteruit gaan. Omdat jy finansiëel swaar kry, en daar is net nie lig aan die ander kant van die tonnel nie. Omdat dit nie goed gaan met jou kinders of kleinkinders nie, en jou hande afgekap is. Dan is hulle gestrand, daar in die Midde-Ooste. Omdat jy bitter ongelukkig is by die werk, maar daar kom net nie ander geleenthede nie. Omdat jy sien hoe ons stad en ons land by die dag agteruit gaan. Omdat jy bekommerd is oor die toekoms en die toekoms van jou kinders en kleinkinders. Omdat jou verlede en jou seer jou gevange hou. Omdat jy so graag wil verander, maar jy kry dit nie reg nie. Omdat jy so dors is, sukkel jy om te bid. Jy sukkel om te vertrou, ook op die Here. Hoekom is die Here dan so ver? Hoekom antwoord en help hy nie? Is dit vanoggend hoe jy voel? Die Here weet dit. Dit is waarom hy jou vanoggend hiernatoe laat kom het en jou na die opname laat kyk. Hy staan vanoggend hier voor jou. Hy bied vir jou water aan. Sy water. Sy liefde. Sy trou. Sy teenwoordigheid. Homself. Hy het aan die kruis uitgeroep, ek is dors, sodat jy nooit
geestelik dors hoef te wees nie. Hy het vir jou gesterf en daar het water en bloed uit sy sy uitgekom. Dit is hoe hy oor jou voel en hoeveel hy vir jou omgee. Neem nou die water by hom en vertrou op hom. Drink sy water en voel hoe hy jou vul met 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hoe jy weer begin lewe met die lewende water in jou. Hoe dit in jou opborrel soos 'n fontein wat jy nie vir jouself kan hou nie. Hoe jy vas en seker weet, ek het nou alreeds die ewige lewe, waar ek vir ewig nooit weer dors gaan wees nie. Mag ons elke keer, wanneer ons 'n glas water in die hand neem, onthou, die Here is by my, net soos ek hierdie glas water in my hand het. Die Here is in my, net soos ek hierdie glas water afsluk. En ek weet vas en seker, hierdie water in my sal nooit opraak nie, want die Here sal my nooit los nie. Amen. Kom ons gebruik die volgende paar minute, minuut of 2, vir stil gebed, waar ons net elkeen in ons harte reageer op die boodskap, waar ons elkeen op in ons harte vir die Here sê wat nou in ons gedagtes opkom, waar ons elkeen daardie geestelike water neem by hom en dit drink. 'n rukkie van stil gebed. Terwyl ons so sit, gaan ons sittende as deel van ons gebed die 163 saam sing.
Kom ons dien die Here met ons liefdegawes. Baie dankie vir die diakens. In lied 200 sing ons juis oor hierdie geestelike water. En ons loof die Here vir sy geestelike water en ons sê vir hom dankie daarvoor. Kom ons sing al 3 die verse van lied 200. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie.
van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, sy geestelike water, hy self sal by elkeen van julle en by almal van julle wees en bly, nou en vir ewig.